Kom jy weg met moord? Ek bedoel daarom nou nie fisiese, werklike moord nie. Maar kom jy weg met moord? Daar's mos hierdie ou gesegde van wanneer iemand enige iets kan aanvang, maar hy kom of sy kom altyd los. Is altyd 'n manier om hulle self los te wikkel uit die situasie uit. Hulle word nooit tot verantwoording geroep nie. Hulle gaan net aan met hulle lewe, asof niks gebeur het nie. Hulle is untouchable, en sê mense ons maklik. Daai persoon kom weg met moord. Nou, as ek sê, ek hoop nie jy kom weg met fisiese moord nie. Ja, in ons land sê hulle is die statistiek so, dat van al die moorde, hulle sê dat omtrent 67 moorde 'n dag in Suid-Afrika, word 'n hele klomp van die moordenaars aangekeer, maar 'n baie klein persentasie van hierdie moordenaars word uiteindelik geregtelik in 'n hof gedaag, en dat hulle gevonnis kan word, 'n baie klein persentasie oor 'n klomp tegniese redes. So ja, al lees ons van hierdie opspraakwekkende moorde en van die bekendes wat tronk toe gaan oor moord, word 'n geweldige groot aantal moorde in Suid-Afrika volgens die statistiek is van so aard dat mense kan sê ja, mense kom dus maklik weg ook met fisiese moord, maar dis daarom nie waarvan ek nou praat nie. Ek hoop daarom nie jy het so weggekom met werklike moord nie. Maar kom ons kom terug dan na die gesegde wat sê, iemand kom weg met moord as hulle eenvoudig kan boor mense loop, as hulle enigiets kan aanvang, en hulle kan net aan met hulle lewe, niks gebeur ooit nie, hulle is untouchable. Nou, die Here Jesus het in sy tyd al reeds hieroor gepraat. In Matteus hoofstuk 5 praat hy oor versoening, daarvan vers 21 af, waar hy sê dat, ja, dis waar, die wet sê, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie moord pleeg nie. Maar hy sê ook, ek sê vir julle, vir elkeen van julle wat vir sy broer kwaad is eintlik al strafbaar voor die hoër regbank. Vir elkeen van julle wat sy broer uitskel vir 'n gek of 'n idioot, so 'n persoon pleeg eintlik al reeds moord. En as ons net daai voorbeeld vat, ja, ek dink dan is daar verskriklik baie mense in ons samelewing wat wegkom daagliks met moord, en dan is ek en jy dalk ongelukkig wel soms een van hulle. As ons kwaad is in ons hart vir iemand na ons, as ons iemand verwens, as ons iemand skel vir 'n idioot, 'n onnosel, en nog byvoeglike naamwoorde en beskrywende ander naamwoorde bysit wat 'n mens nooit oor die lig sal kan sê nie. As ons net ander woorde na iemand kyk en ek sien daai een net amper as ja, hy's wel 'n mens, maar hy's minder mens as ek. Hy's 'n idioot. Ek is nou nie so stupid en dom nie. Die Bybel sê, as ek en jy so oor mense voel, as ek en jy mense so kan beledig en kan sleg sê en kan afkraak en kan afbreek, is ons eintlik besig om moord te pleeg. Verskoon my. En ons kan miskien soms voor die hof gedaag word vir naamskending of so iets, maar oor die algemeen kom miljoene weg met moord elke dag in ons lewens, en dan kan ek en jy nou maar weer vir onsself ondersoek, kom jy soms of dikwels weg met moord? Ja, kom jy regtig waar weg daarmee? Ek wonder daarom of dit waar is dat 'n mens net aangaan en voortgaan met jou lewe asof niks gebeur nie, jy's untouchable. Ons word ook in die Ou Testament reeds gewaarsku in Spreuke hoofstuk 4 van vers 23 af. Wees veral versigtig met dit wat aangaan in jou hart. Wees versigtig met wat aangaan in jou hart, want dit bepaal jou hele lewe. Nou kom ons vat weer hierdie voorbeeld. As ek altyd vol wraak is en vol wrok en opvleend en kwaad, natuurlik enige mens word kwaad, enige mens bars uit en sê dinge wat hy dalk oor spyt is. Maar as dit my lewenswyse begin word,
As ek met as het ware gif in my loop oor ander mense en ek bly blaak dit op hulle uit. Daai goed lê dan in my hart en die Spreuke skrywer sê oppas daarvoor. Oppas vir wat in jou hart aangaan. Oppas vir daai moorde wat jy so in jou hart pleeg. Want dit maak nie noodwendig altyd die ander persoon seer nie, want dit bepaal jou hele lewe. Dit maak van jou 'n soort mens waarvan ander mense dalk eerder sal wil vlug. Wat ander mense jou nie regtig waar as vriend sal wil hê nie, vriendin sal wil hê nie. Wat hulle jou nie meer gaan eer en respekteer nie, dit gaan oënskynlik so lyk, behalwe as jy hoor wat hulle dalk agter jou rug van jou sê. Hierdie ouens wat so dink, hulle is sulke reguit mense, hulle sê wat op hulle hart is, hulle praat reguit, hulle draai nie doekies om nie. Baie van die mense wat sulke goed sê, is eintlik moordenaars met hulle woorde, en hulle kom weg met daai moord, dink hulle. Hulle dink hulle kom weg met daai moord. Want die sielkundige sê ook vir ons, net soos wat die Spreuke hier gesê het, hierdie dinge wat so in ons lewe bly, hierdie uitbarstings wat ons so op ons lippe kry, hulle sê ons ook, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit bepaal jou hele lewe, dit kan 'n mens siek maak, emosioneel, geestelik siek, uiteindelik ook fisies siek. Dit kan dinge soos maagsere veroorsaak, hartprobleme, lewerprobleme, kankers, spanning, stres, angsaanvalle. Hoekom? Want ons loop met gif in ons rond. Dit is amper soos wat iemand gesê het eendag, ek is verskriklik kwaad vir jou, en nou wil ek vir jou laat gif drink, maar in plaas van dat ek die gif vir jou gee, drink ek dit eintlik self. Wanneer ek hierdie gevoelens in my hart het wat so uitbars, dan is dit amper as ware, asof ek gif drink, en ek dink, dit moet jou benadeel. Die Spreuke skrywer sê, oppas met wat in jou hart aangaan, oppas vir die gif in jou hart. Dit bepaal jou hele lewe, dit kan jou in die graf inkry. Ons kom nie so maklik weg met moord as wat ons dink nie. Ergens haal hierdie dinge mense in. Alles het op hulle ou dag, alles het op hulle sterfbed. Ergens besef hulle wat hulle eintlik aan hulle self gedoen het. Dit is goed om eerlik en reguit en opreg te wees, maar soos wat ek weer sê, baie mense wat so kamptig eerlik en reguit is eintlik moordenaars met hulle woorde en hulle gedagtes. En hulle dink hulle kom weg daarmee. Hulle dink hulle is so oulik en groot. Die Bybel het ook vir ons natuurlik raad hieroor, as ons gou kyk na 'n ander pragtige gedeelte waarvoor ek self baie lief is in die Bybel en dikwels gebruik, Filippense 4. Filippense 4 van vers 8 af. Skryf Paulus verder. Wat jy dan eerder moet doen, anders as om hierdie moorde in jou hart en in jou gees te pleeg en met jou mond en jou lippe en jou woorde. Eerder as om dit te doen, sê jy, alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat prysenswaardig is, alles wat mooi is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat sal dan gebeur? En God wat vrede gee, sal met julle wees. God wat vrede gee, sal met julle wees. Die oomblik as jy jou hart, jou gedagtes, weer begin rig op dit wat waar, mooi, edel, reg is. So, die keuse is vandag myne en joune, of joune. Ons dink soms, ons kom weg met moord, met gedagte en woordmoord. Eintlik is ons besig om onsself stelselmatig siek en dood te maak. Of ek kan 'n hartsverandering ondergaan, 'n denkverandering. En my gedagtes, ook wat ander mense betref, wat my irriteer en wat ek dalk nie van hou nie, maar om die mooi in die lewe te begin raak sien. Al sien ek dan nie soveel mooi in daai in sy lewe nie, die mooi in die lewe self. Dat ek my gedagtes, my hart, my alles daarop begin rig. En die God wat vrede gee, sal dan uiteindelik nie 'n vonnis oor my uitspreek. Ek is dan nie voor 'n regbank nie. Maar die groot God wat vrede gee, sal in my hart vrede bring.
Paulus skryf ook daar. En die Here Jesus Christus sal wag hou oor julle gedagtes. Gaan pas dit toe in jou lewe.